Vanaand lees ons Die Uil se Oor deur Oakman Chatran. Op 29 Julie 1835 het Casper Boek, 'n herder van die klein dorpie Huishwiller, omstreeks 9 uur die aand opgedag by die huis van die burgemeester, Petrus Maurer. Sy groot vilthoed was agtertoe geskuif op sy kop, sy sak van grove sakdoek het by sy heup gehang en sy groot geel-bruin hond het agter hom aangestap. Die burgemeester was 'n lang maar man met 'n digte grys snor. Hy het in aartshertog Karel se leers gedien. Hy was 'n vrolike, lewenlustige man en soos vertel, het hy die dorp met vinger en met stok regeer. "Meneer die burgemeester," roep die herder opgewonde. Maar Petrus Maurer frons, sonder om sy uitroep klaar aan te hoor en sê, "Casper Boek, begin deur jou hoed af te haal, sit jou hond buite en praat dan duidelik en verstaanbaar, sonder gestotter, sodat ek jou kan verstaan." Daarop drink die burgemeester rustig sy klein glasie kitchwasher leeg, vee onverskillig aan sy groot grys snor en bly langs die tafel staan. Casper sit sy hond buite en kom terug met sy hoed in die hand. "Wel," vra Petrus, toe hy sien die man bly stil. "Wat het gebeur?" "Dit is so," sê Casper. "Die gees is weer by die ruïnes van Geierstein." "Ha, ek betwyfel dit. Het jy homself gesien?" "Baie duidelik, meneer die burgemeester." "Sonder om jou oë toe te maak?" "Ja, meneer die burgemeester. My oë was waawyd oop. Die maan het helder geskyn." "Watter vorm het hy gehad?" "Die vorm van 'n klein mannetjie." "Mooi so." En terwyl hy na 'n glasdeur aan die linkerkant draai, "Katty," roep die burgemeester. 'n Ouer diensmeisie maak die deur oop. "Meneer?" "Ek gaan 'n entjie stap, teen die heuwel uit. Bly wakker tot 10 uur. Hier is die sleutel." "Ja, meneer." Toe haal die ou soldaat sy geweer van die hak bo die deur af, kyk die slot en kruit na en hang het oor sy skouer. En dan sê hy vir Casper Boek, "Gaan sê vir die veldwagter, hy moet my in die heidepaadjie agter die meel kom ontmoet. Jou gees is seker maar 'n stroper, maar as dit 'n jakkals is, maak ek 'n mooi pelskap met lang oorklappe van hom." Ons gaan net gou vir 'n advertensiebreek. Hang rond, ons is nou weer terug. Welkom terug by Slaapstories vir Grootmense. Ons is natuurlik julle gunsteling potgooi om na te luister, so asseblief gee ons reviews en 'n paar sterre daar. As julle 'n paar sente het wat rond lê, ons sal dit beslis van julle afvat in ons donasieblokkie. En borge, kom aan, laat ons mense vertel wat julle kan offer. Skrywers, ons soek stories, asseblief man. Stuur dit vir ons aan slaapstories vir grootmense@gmail.com. As jy op YouTube luister, like, comment en subscribe. En onthou, die Patreon link is op Facebook en onder aan die potgooi informasie. Onthou ek asseblief om heel onder aan die Spotify episodes vir ons 'n kommentaar te gaan gooi. Ons lief dit om van julle te hoor. Kom nou mensies, word 'n droomwandelaar vir net $1 'n maand en kry 'n shout-out, 2 eksklusiewe episodes elke maand, vroeë toegang tot alle nuwe episodes en ou en nuwe episodes advertensievry. Vir minder as die prys van 'n brood kan julle so lekker luister. En daar is amper 200 ou episodes advertensievry net vir julle genot. Mensies, oud word is 'n avontuur. Vanoggend staan ek op, klik, klik, krrr. Dis nie die hond nie, dis ek. Borseltande, nek kraak. Hoes, rug besluit ek val saam. My bene werk op 'n ons kyk maar kontrak. My knie maak popcorn geluide en as ek buig om my skoene vas te maak, bid ek eers, Here, help my weer opstaan, asseblief. Ek ken nou elke toilet in die dorp. Ek het nie 'n bucketlist nie, ek het 'n toiletlist. S'nags staan ek so baie op, my Fitbit dink ek doen middernag maratonne. My hare woon nie meer op my kop nie. Hulle het besluit my ken en ore is nou hulle Airbnb. Maar hoor hier, elke kraak beteken ek's nog aan die gang. Dis nie gin en tonic nie, dis gin en chronic. Oud word? Ja. Sissies? Nee. Lag moet ons lag. Lekker verder luister. Meester Petrus Maurer en nederige Casper stap toe saam weg. Die weer was pragtig, die sterre ontelbaar.
Terwyl die herder gaan klop het aan die veldwagter se deur, het die burgemeester in 'n smal paadjie tussen die vlierbosse ingeduik wat agter die ou kerk omloop. 2 minute later het Casper en Hans Goerner met sy kort swaard aan sy sy gehardloop en meester Petrus in die heidepaadjie ingehaal. Die 3 het toe saam in die rigting van die ruïnes van Geierstein geloop. Hierdie ruïnes, ongeveer 20 minute se loop vanaf die dorp, lyk op die oog af maar onbenullig, met 'n paar verkrummelde muurreste, 4 tot 6 voet hoog, wat tussen die doring en braambosse deurstrek. Argeloë noem dit na goeddinke die avadukte van Serranus, die Romeinse kamp van Holderlok of die oorblyfsels van Theodoric. Die enigste merkwaardige deel is 'n trap wat na 'n sistin in die rots afloop. Binne in hierdie spiraaltrap, in plaas van konsentriese ringe wat mooi egalig afdraai, word die draaie al wyer hoe verder jy afgaan, sodat die bodem van die put 3 keer so groot is soos die opening bo. Is dit maar 'n argitektoniese grilligheid, of was daar 'n goeie rede vir hierdie vreemde bou? Dit maak min saak vir ons. Die gevolg daarvan was, dat daar in die sistin 'n vae weergalm ontstaan het, soos wanneer 'n mens 'n skulp teen jou oor hou, en dat jy duidelik kon hoor hoe voetstappe op die gruispad weerklink, hoe die wind murmur, hoe blare ritsel, selfs woorde van mense wat ver onder aan die heuwel verbygaan. Ons 3 karakters het dus die paadjie gevolg tussen die wingerde en tuine van Hitchwiller. Ek sien niks nie, sê die burgemeester, terwyl hy spottend sy neus optrek. Ek ook nie, herhaal die veldwagter in dieselfde toon. Dit is onder in die gat, mompel die herder. Ons sal sien, antwoord die burgemeester. So kom hulle na omtrent 'n kwartier by die opening van die sistin. Soos ek gesê het, die nag was helder, lig en doodstil. Die maan het, sover as wat die oog kon sien, een van daardie naglandskappe in blouerige lyne geskilder, met dun bome waarvan die skadu's gelyk het of dit met swart potlood getrek is. Die blomdrag van die braambosse het die lug met 'n skerp reukende geur gevul, en die paddas in 'n nabygeleë moeras het hulle olierige koor gesing, afgewissel met stiltes. Maar al hierdie besonderhede het ons goeie dorpenaars heeltemal ontgaan. Hulle het net daaraan gedink om die gees vas te trek. Toe hulle by die trap kom, staan al 3 stil en luister, en staar dan in die donker afgrond af. Niks verskyn nie, niks roer nie. Duiwel, sê die burgemeester, ons het vergeet om 'n kers saam te bring. Klim af, Casper, jy ken die pad beter as ek sal jou volg. By hierdie voorstel deins die herder onmiddellik terug. As hy sy eie drange gevolg het, sou hy waarskynlik op die vlug geslaan het. Sy ellendige gesig het die burgemeester hard laat lag. Wel Hans, as hy nie wil afklim nie, wys jy vir my die pad, sê hy toe vir die veldwagter. Maar mynheer die burgemeester, antwoord die, u weet mos daar is kort trappe, ons loop die gevaar om ons nekke te breek. Wat maak ons dan nou? Ja, wat nou? Stuur u hond, sê Petrus. Die herder fluit vir sy hond, wys vir hom op die trap en por hom aan, maar die hond was net so min bereid om sy lewe te waag as die ander 2. Op daardie oomblik kry die veldwagter skielik 'n goeie idee. Ha, mynheer die burgemeester, sê hy, as hy miskien maar in die put sou skiet. Wel waarlik, roep die burgemeester, jy's reg, ons sal ten minste iets sien. En sonder om te huiwer stap die waardige man nader en rig sy geweer op die trapopening. Maar, soos ek reeds verduidelik het, vanweë die besondere akoestiek in die put, het die gees, die stroper, die persoon, wat toevallig daaronder was, elke woord gehoor. Die idee om 'n geweerskoot met sy lyf te stuit, het hom glad nie aangespreek nie. Hy skree dus in 'n skril, deurdringende stem. Stop, moenie skiet nie, ek kom. Die 3 manne kyk na mekaar en lag onderlangs, en die burgemeester roep weer bars, terwyl hy oor die opening leun. Maak gou skobbejak, anders skiet ek. Gou, sê ek. Hy span die geweer, en die droë klik laat die geheimsinnige figuur nog vinniger klim. Hulle hoor hoe hy kloppe loskop. Nietemin neem dit hom nog 'n hele minuut voordat hy bo kom,
want die Sistine is 60 voet diep. Wat het hierdie man in daardie digte duisternis gedoen? Hy moes seker 'n groot misdadiger wees. So, in elk geval het Petrus Maurer en sy helpers gedink. Uiteindelik kon 'n vaal vorm in die donker onderskei word. Toe stadig aan verskyn daar 'n klein mannetjie, skaars 4,5 voet lank, tenger, geskeurd en verwaarloos, met 'n verdorre geel gelaat, 'n oog wat soos 'n voël se flikker en deurmekaar hare. Hy kom uit en skree: "Met watter reg kom julle my studies versteur, elendige skepsels?" Hierdie groot uitval het hoegenaamd nie by sy klere of sy voorkoms gepas nie. Die burgemeester antwoord dus verontwaardig: "Probeer eers bewys jy's eerlik, skelm, anders begin ek deur vir jou 'n pak slaag te gee." "'n Pak slaag," roep die mannetjie, terwyl hy driftig opspring en tot onder die burgemeester se neus regop staan. "Ja," antwoord Petrus, wat egter nie heeltemal nalat om die dwerg se moed te bewonder nie. "As jy nie bevredigend antwoord op die vraag wat ek jou gaan vra nie. Ek is die burgemeester van Hischwiller. Hier is die veldwagter, die herder en sy hond. Ons is sterker as jy. Wees verstandig en sê ordentlik wie jy is, wat jy hier doen en waarom jy nie in die dagligter verskyn nie. Dan sal ons sien wat met jou gedoen moet word." "Dis nie julle saak nie," antwoord die mannetjie met sy kraakstem. "Ek gaan nie antwoord nie." "In daardie geval, vorentoe mars," beveel die burgemeester en vat hom ferm by die nekvel. "Jy gaan vanaand in die tronk slaap." Die klein mannetjie wring en kronkel soos 'n haas. Hy probeer selfs byt en die hond snuffel al aan sy kuite, toe hy uiteindelik heeltemal uitgeput, maar nie sonder 'n sekere waardigheid nie sê: "Laat los, meneer, ek onderwerp my aan meerdere mag. Ek gee oor." Die burgemeester, wat nie heeltemal aan goeie maniere ontbloot was nie, kalmeer toe effens. "Beloof jy?" vra hy. "Ek beloof." "Baie goed, loop voor." En so het dit gekom dat die burgemeester op die nag van 29 Julie 1835 'n klein rooikop man uit die grot van Geierstein gevange geneem het. By hulle aankoms in Hischwiller hardloop die veldwagter om die tronksleutel te gaan haal en die swerwer word binne ingesluit, boonop nog met 'n buitensluitgrendel en 'n hangslot. Daarna kon almal uitrus na hulle moegheid en Petrus Maurer het gaan slaap en tot middernag oor hierdie snaakse avontuur gedroom. Die volgende oggend omstreeks 9 uur kry Hans Koerner, die veldwagter, die opdrag om die gevangene na die dorpshuis te bring vir verdere ondervraging. Hy gaan dus saam met 4 stewige kerels na die tronk. Hulle maak die deur oop, nuuskierig om die mannetjie te sien. Stel jou hulle verbasing voor toe hulle hom aan die tralies van die venster sien hang aan sy das. Sommiges het gesê hy ruk nog, ander dat hy al styf was. Hoe dit ook al sê, hulle hardloop om Petrus Maurer in te lig. En wat seker is dat die klein man teen die tyd wat die burgemeester daar aankom, sy laaste asem uitgeblaas het. Die vrederegter en die dokter van Hischwiller stel 'n amptelike verslag van die ongeluk op. Daarna begrawe hulle die onbekende in 'n stuk weiveld. En daarmee was alles verby. Ongeveer 3 weke na hierdie voorval het ek my neef Petrus Maurer gaan besoek. Ek was sy naaste bloedverwant en dus sy erfgenaam. Hierdie feit het ons 'n noue kontak gehou. Ons was aan tafel en praat oor allerlei onbenullighede, toe die burgemeester my die bogenoemde klein storie vertel, net soos ek dit nou hier weergee. "Dis vreemd, neef," sê ek. "Regtig vreemd. En jy het geen verdere inligting oor die onbekende gekry nie?" "Glad nie. En jy het niks uitgevind wat dalk lig kon werp op wat hy daar gedoen het nie?" "Absoluut niks, Christian." "Maar eintlik, wat kon hy in die Sistine gedoen het? Waarvan het hy geleef?" Die burgemeester haal net sy skouers op, skink ons glase weer vol en sê: "Op jou gesondheid, neef." "Op joune." Ons bly 'n paar minute stil. Ek kon eenvoudig nie met daardie droë slot klaarkom nie. Teen my sin het ek met 'n bietjie weemoed begin nadink oor die droewige lot van sekere mense wat in hierdie wêreld verskyn en verdwyn, soos gras, sonder om selfs die geringste herinnering of die kleinste traan van spyt agter te laat. "Neef," begin ek weer,
Hoe ver is dit van hier af na die ruïnes van Geierstein? 20 minute se stap hoogtens. Hoekom? Want ek sou dit graag wou sien. Jy weet, ons het nou 'n vergadering van die munisipale raad, en ek kan jou nie vergesel nie. Ag, ek sal dit alleen vind. Nee, die veldwagter sal jou wys. Hy het niks beter om te doen nie. En my waardige neef klop met sy glas op die tafel en roep sy bediende. Katey, gaan haal vir Hans Gurner. Hy moet gou maak en teen 2 uur hier wees. Ek moet nou gaan. Die diensmeisie gaan uit en die veldwagter kom nie lank daarna nie. Hy kry die opdrag om my na die ruïnes te neem. Terwyl die burgemeester ernstig na die raadsaal toe stap, klim ons al teen die heuwel uit. Hans Gurner wys met 'n handgebaar die oorblyfsels van die abadik aan. Op dieselfde oomblik kry die rotsrug van die plateau, die blouerige verte van die Hoenstroek, die treurige verbrokkelende mure bedek met donker klim op, die lui van die Hitchwiller klok wat die lede na die raad roep, en die veldwagter wat hyg en aan die doringstruike vashou. In my oë is somber en ernstige kleur, wat ek nie kon verklaar nie. Dit was die verhaal van die gehangde man wat alles so tragies getint het. Die Sistine se trap het vir my baie nuuskierig voorgekom met sy elegante spiraalvorm. Die bosse wat uit die klipskeure teen elke tree bult, die verlate voorkoms van die hele plek. Alles het my stemming gepas. Ons klim af, en gou is die ligkol van die opening bo, wat kleiner en kleiner word, en die vorm van 'n ster met gebuigde strale aanneem, die enigste bron van bleek lig wat ons bereik. Toe ons uiteindelik die bodem van die Sistine bereik, sien ons die skouspel van al daardie trappe, van bo af belig, waarvan die skaduwees met merkwaardige skerpheid afsny. Ek hoor toe die gedruis waarvan ek reeds gepraat het. Die enorme graniet oordop het net soveel egos as wat dit klippe het. Het niemand sedert die klein man hieronder afgeklim nie, vra ek vir die veldwagter. Nee meneer, die boere is bang. Hulle verbeel hulle die gehangde man gaan terugkom. En jy? Ek is nie nuuskierig nie. Maar die vrederegter, dit was sy plig om... Wat sou hy hier by die uiloor kom soek? Noem julle hierdie plek die uiloor? Ja, dis nogal raak, sê ek, terwyl ek my oë oplig. Die omgekeerde gewelf vorm wel die paviljoen van die oor. Die onderkant van die trappe maak die bedekking van die trommelvlies, en die draaiende trap self is die slakhuis, die labirint en die voorportaal van die oor. Dis hoekom ons die murmur hoor. Ons is eintlik in die agterste deel van 'n reusagtige oor. Dit is goed moontlik, sê Hans Gurner, wat duidelik nie veel van my verduideliking snap nie. Ons begin weer uitklim, en ek het skaars die eerste trappe opgegaan, toe ek iets onder my voet voel vergruis. Ek staan stil om te kyk wat dit kan wees, en sien 'n wit voorwerp 'n bietjie verder. Dit was 'n geskeurde stuk papier. Wat die harde ding betref wat ek stikkend getrap het, herken ek as die oorblyfsel van geglaste erdekan. Sê ek vir myself, dit kan dalk die burgemeester se verhaal opklaar. Ek sluit weer by Hans Gurner aan, wat nou bo die rand van die put op my wag. Waarheen wil jy nou gaan, meneer, vra hy. Laat ons eers 'n rukkie gaan sit, ons sal dan sien. Ek sit op 'n groot klip, terwyl die veldwagter met sy valkoë oor die dorp loer, om te kyk of enige iemand nie dalk in die tuine rondsluip nie. Intussen bekyk ek sorgvuldig die geglasuurde vaas, waarvan net skerwe oor was. Die stukkies toon dat dit die vorm van 'n tregter gehad het, met wol uitgevoer. Die doel daarvan was vir my onduidelik. Ek lees toe die stuk van 'n papier in 'n gemaklike, lopende en ferm hand geskryf. Ek gee dit hier getrou weer, woord vir woord. Dit blyk die tweede helfte van 'n bladsy te wees. Ek het te vergeefs oral tussen die ruïnes na die eerste helfte gesoek. My mikroakoestiese oortrompet het dus die dubbele voordeel dat dit die intensiteit van klanke oneindig vermenigvuldig en dit sonder enige ongemak vir die waarnemer in die oor inlei.
U sou nooit, waarde meester, die bekoring kon voorstel wat 'n mens ervaar as hy hierdie duisende onmerkbare geluide wat op 'n pragtige somersdag saamvloei tot een groot murmel begin onderskei nie. Die hommel het sy lied net soos die nagtegaal. Die heuningbui is die voeltjie van die mos. Die kriek is die leeuwerik van die hoë gras. Die maaiertjie is die winterkoningkie. Hy het net 'n sug, maar die sug is melodieus. Hierdie ontdekking vanuit 'n gevoels- en ervaringspunt wat ons laat leef in die universele lewe, oortref in belang alles wat ek daaroor sou kon sê. Na soveel lyding, ontbering en uitputting, hoe gelukkig is 'n mens nie om die vrugte van sy arbeid te pluk nie? Hoe styg die siel nie op na die goddelike skepper van al hierdie mikroskopiese wêrelde, waarvan die pragt aan ons geopenbaar word nie? Waar is nou die lang ure van angs, honger en veragting wat ons oorval het? Weg, meneer, weg. Trane van dankbaarheid staan in ons oë. 'n Mens is trots daarop dat hy deur lyding nuwe vreugdes vir die mensdom verwerf het en tot sy geestelike ontwikkeling bygedra het. Maar hoe groot en bewonderswaardig die eerste vrugte van my mikroakoestiese oortrompet ook al mag wees, dit omskryf nog nie al sy voordele nie. Daar is meer positiewe, meer tasbare voordele. Voordele wat selfs in syfers uitgedruk kan word. Net soos die teleskoop die ontdekking van ontelbare wêrelde moontlik gemaak het, wat hulle harmoniese wentelbane in die oneindige ruimte volg, so sal my mikroakoestiese oortrompet die ryk van die onhoorbare buite alle perke uitbrei. Die bloedsomloop en die beweging van die liggaamsvloeistowwe sal my nie meer ontglip nie. U sal dit hoor vloei met die geweld van watervalle. U sal dit so duidelik waarneem dat dit u sal laat skrik. Die geringste onreëlmatigheid van die pols, die kleinste vernouing sal opval en dieselfde indruk maak as 'n rots waarom 'n stroom bots. Dit is ongetwyfeld 'n enorme verowering vir ons kennis van fisiologie en patologie, maar dit is nie die punt waarop ek veral wil bly staan nie. Wanneer u oor teen die grond druk, meneer, kan u die minerale waters hoor opborrel op onpeilbare dieptes. U kan hulle volume, hulle stroom en die hindernisse wat hulle teekom beoordeel. Wil u verder gaan? Betree 'n onderaardse gewelf wat so gebou is dat dit 'n groot hoeveelheid klanke versamel. Luister dan snags wanneer die wêreld slaap en niks meer met die binneste geluide van ons aardbol vermeng nie. Luister. Meneer, al wat ek op hierdie oomblik kan sê, want midde in my diepe ellende, my ontberings en dikwels my wanhoop, bly daar vir my net 'n paar helder oomblikke oor, om my geologiese waarnemings voor te sit. Al wat ek kan bevestig, is dat die geborrel van gloedstrominge, die ontploffings van kokende vloeistowwe, iets verskriklik en subliem is, wat net vergelyk kan word met die indruk van die sterrekundige wie se teleskoop die bodemlose dieptes van die ruimte pyl. Nietemin moet ek erken dat hierdie indrukke verder bestudeer en op 'n metodiese, ordelike manier geklassifiseer moet word, sodat vaste gevolgtrekkings daaruit gemaak kan word. So sal ons, sodra u, edele en dierbare meester, die geringe som, waarvan ek in my laaste brief van Nieuwstad geskryf het vir my eerste behoeftes, goedgunstig gestuur het, ooreenkom oor die vestiging van 3 groot onderaardse observatoria's, een in die vallei van Catania, een in IJsland en 'n derde in Cape Urun, Songhai of Cayem Urun, die diepste van die Cordillera en gevolglik. Hier breek die brief af. Ek laat my hande verbaas in my skootsak. Het ek pas die gedagtes van 'n idioot gelees, of die inspirasie van 'n genie wat reeds sy ontdekking verwesenlik het? Wat moes ek sê? Wat moes ek dink? Hierdie man, hierdie ellendige skepsel wat onder in 'n holte soos 'n jakkals geleef het, wat van honger omgekom het moontlik een van daardie groot insigte ontvang, wat die Allerhoogste nou en dan na die aarde stuur om toekomstige geslagte te verlig. En hierdie man het homself in walging en wanhoop opgehang. Niemand het sy smeekbede beantwoord nie, al het hy net om 'n stukkie brood gevra in ruil vir sy ontdekking. Dit was afgryslik. Lank,
Baie lank sit ek daar en dink, en dankie hemel dat hy my verstand beperk het tot die behoeftes van die gewone lewe, dat hy nie wou hê ek moes 'n uitnemende man wees in die broerskap van martelare nie. Uiteindelik toe die veldwagter my so al gaande met starende oë en oop mond sien sit, het hy dit gewaag om my aan die skouer te tik. Meneer Christian, sê hy, kyk, dit word laat. Die burgemeester moet nou al terug wees van die raad. Ja, dis waar, roep ek, terwyl ek die papier oprol. Kom ons gaan. Ons daal van die heuwel af. My goeie neef ontvang my met 'n glimlag by sy huisdeur. Wel, Christian, so het jy geen spoor gevind van die imbesiel wat homself opgehang het nie. Geen. Ek het dit gedink. Hy was seker maar 'n mal mens wat uit Steffensveld of iewers ontsnap het. Wel, hy het goed gedoen om homself op te hang. As 'n mens vir niks deeg nie, is dit mos die eenvoudigste oplossing. Die volgende dag het ek Hirschwiller verlaat. Ek het nooit teruggekeer nie. Lekker slaap.